Here, baie dankie vir hierdie oomblik waarin ons kan stil word vandag. Ons bid dat U deur die Heilige Gees asseblief ons harte sal aanraak, terwyl ons nadink oor die eerste disippels wat U gevolg het. Maak asseblief ons U uitnodiging om te kom kyk met nuwe geesdrif hoor en daarop reageer. Amen. Ek wil U aanmoedig om Johannes 1 vers 35 tot 42 te lees. Ek haal vir ons aan verse 41 en 42. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. Disippelskap begin by 'n persoonlike ontmoeting met die Here en lei tot 'n natuurlike begeerte om ander binne in ons eie kringe na hom toe te lei. Johannes die Doper se hele bediening was daarop gerig om die weg vir die Here voor te berei. In hierdie gedeelte sien ons die oomblik waar hy sy eie disippels aanmoedig om Jesus te volg, deur hom as die lam van God te identifiseer. Hierdie titel dra 'n geweldige teologiese gewig en wys na die Here as die finale offerlam wat verlossing bring. Dit herinner aan die paaslam en die lydende knegt van Jesaja wat die wêreld se sonde op hom geneem het. Johannes is bereid om sy eie volgelinge prys te gee, sodat hulle die een kan volg wat werklik die lewe is. Die Here Jesus draai dan om en vra hulle 'n vraag wat diep in die menslike hart weerklink. Wat soek julle? Dit is 'n vraag wat elkeen uitnooi om oor hul eie motiewe te begin nadink. Gelowiges wonder dikwels hoe 'n mens werklik 'n lewende verhouding met God begin. Die Here gee nie 'n stel reëls nie, maar 'n eenvoudige uitnodiging. Kom kyk. Dit is die kern van disippelskap, om tyd in die Here se teenwoordigheid te spandeer, eerder as om net inligting oor hom te versamel. Andreas aanvaar hierdie uitnodiging en bly daardie dag by hom. Dit was omtrent 4:00 die middag, en hierdie oomblik van persoonlike kontak vorm die fondament van sy geloof. Die ontmoeting verander sy lewe, so ingrypend, dat hy onmiddellik sy broer Simon gaan opsoek met die nuus dat hulle die Messias gevind het. Andreas gebruik sy gewone menslike netwerke om sy geloof te deel, en hy bring sy familie na die Here toe en deel sy eie oortuiging met hulle. Wanneer Simon voor die Here staan, kry hy 'n nuwe naam, Sefas, wat rots beteken. In die antieke wêreld het 'n naamsverandering 'n nuwe rol of 'n bestemming aangedui. Dit herinner ons as gelowiges dat die Here nie net kyk na wie 'n mens nou is nie, maar na wie hulle deur sy genade kan word. Mense ervaar soms onsekerheid oor hul eie waarde, maar hier sien ons dat die Here elkeen ken en 'n nuwe toekoms gee. Die verhaal van die eerste disippels leer ons dat geloof begin by ontmoeting en dit groei deur 'n uitnodiging aan ander. Wie in jou familie of vriendekring kan jy vandag net soos Andreas uitnooi om na die Here self te kom kyk? Is jy bereid dat die Here jou identiteit en jou toekoms nuut vorm? Here Jesus, baie dankie vir die uitnodiging om by U te wees. Help ons om nie net van U te weet nie, maar om in 'n diep verhouding met U te lewe. Gee ons die vrymoedigheid om ander na U toe te lei. Amen. Hy kyk nie na wie hy nou is nie, maar na die mens wat hy kan maak. En in sy oë word gebroke mense net